Voor ons begin, kom ons bid net saam. Here ons God, ons dankie Here dat ons vanoggend as kinders van U ook hier in die huis by mekaar kan wees, en dit is my gebed vanoggend Here dat U vir ons sal opnuut kom herinner aan wie ons is, wie ons as mens is, wat ons identiteit is, dat ons aan U behoort, dat U ons duur gekoop het met die bloed van U seun en dat U ons vrygespreek het van al ons sondes. Ons vra vanoggend dat ons, wanneer ons in hierdie boodskap ingaan, Here, dat U ons harte sal oopmaak en dat ons deur die Gees ook sal verstaan vanoggend dit wat U vir elkeen van ons wil sê. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So ons is vandag in die tweede deel van die reeks van Kom soos jy is, en verlede week het ons gepraat oor hoe jou lewe sal verander as jy God regtig waar ken. As jy weet wie hy is, nie wat die wêreld sê wie God is nie hoe jy groot geword het wat bepaal wie God is nie, maar wat Jesus Christus sê, dat God die een is, hy is ons Vader, hy is die een wat alles in ons lewe verander, hy maak alles nuut in ons lewe, ons is sy kinders, ons behoort aan hom, hy beskerm ons, dit is wie God in ons lewe is, dat hoe ons lewe sal verander, as ons dit besef en dit verstaan en dit word deel van ons menswees. En vanoggend gaan ons aan na die volgende gedeelte toe, en ek wil vir julle 'n vraag vra, wat het 'n boeddhis, 'n prostituut, 'n tienerma, ISIS lid, EFF member, politicus, wat het hierdie mense almal in gemeen? Hulle is die kerk van môre. Want Jesus sê, kom nes jy is. Hy sê dat waar jy ook al is in jou lewe, op watse plek jy ook al is in jou lewe, kom net soos wat jy is. Jy het niks nodig om te gaan verander nie. Kom net soos wat jy is, kom na Jesus Christus toe. Johannes 7 vers 37, dan staan daar geskryf, op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en hy het uitgeroep, as iemand dors het, laat hom na my toe kom om te drink. As jy dors is. Die lekkerste ding is, as jy op die pad is, en daar's 'n Seattle koffie. Wie van julle het al Seattle koffie gedrink? Starbucks is overrated. Kom ek sê, hulle is overrated en hulle is duur. Het jy al 'n muffin gekoop by Starbucks? Jy moet 'n lening gaan uitneem om die ding te kan koop. Okay? So dit sal goed wees as jy 'n kredietkaart het as jy na Starbucks toe gaan. Maar Seattle koffie, wonderlik. Lekker cappuccino's, Americano, en jy kan enige ding bygesit, butterscotch en ek weet nie wat alles nie. Fantasties. So as jy dors is daar iets wat in jou liggaam gebeur om vir jou te sê dat jy moet iets drink, of dit nou water is, of koeldrank is, of koffie is, of wat dit ook al is. Daar's iets wat in jou liggaam gebeur om vir jou te sê dat jy het iets nodig om dit te kan aanvul. Wanneer ons geestelik dors is, dan soek ons na 'n waarheid wat ons net by God kan vind. Ons soek iets wat ons siel en ons gees tevrede stel. Ons soek iets om vir ons te sê dat ons 'n hoop het vir die toekoms. Dat ons op iemand kan vertrou wat groter is as onsself. Wanneer ons geestelik dors het, dan soek ek na iets wat my gewete kan skoonmaak. Wat my nader aan God kan bring, wat iets in my lewe kan vul wat ek nie kan kry iewers in die wêreld nie. Wanneer jy geestelik dors is, soek jy dat God iets in jou lewe moet inkom, en daarom sê Jesus, kom na my toe. Maar kom net soos wat jy is. Hierdie is nie 'n selfhelpprogram nie, hierdie is nie 'n godsdiens nie, hierdie is nie maar net 'n plek waar ons jou gaan laat beter voel nie. Hierdie is 'n plek wat jou lewe kan verander, en dit vind jy by Jesus Christus. Jy vind dit nêrens anders nie. Daarom dat Christus sê dat ons na hom toe moet kom. Johannes 7 vers 37 en 38 sê, met die een wat in my glo,
is dit soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit hom vloei, wanneer jy by Jesus Christus uitkom, wanneer jy na hom toe kom, net soos wat jy is, dan verander hy jou lewe. Dit wat buitekant toe gaan, lyk heeltemal anders. So oor die volgende 3 weke praat ons oor die volgende dinge. Ons praat oor ons identiteit, wie ons is in Jesus Christus. Dan gaan ons praat oor intimiteit, dat Christus, deur Jesus Christus, kan ons 'n intieme verhouding met God die Vader hê. En dan, my favorite, is integriteit. Wie jy is, wanneer dinge warm raak. Wat is jou integriteit? Wat sal jy opoffer om te kry wat jy wil hê? Of wat sal jy stop? Want jy weet dit is nie goed vir jou nie. So ons gaan oor daai goedes gaan ons gesels, maar vandag praat ons oor identiteit. So as ek vir jou vra, jy moet nou volgende Sondag, nee, ons praat nou oor identiteit, so volgende Sondag moet elkeen van julle 'n boks bring om vir my te sê wie jy is. So dink so lank wat in die boks gaan wees, moet jy nie regtig die boks bring nie. Okay, serieus. Maar as jy vir my 'n boks bring met goed in, dan gaan ek iets sê van wie jy is of waarvan jy hou, maar dit gaan nie vir my sê wat in jou hart aangaan nie. Dit gaan iets van jou persoonlikheid miskien sê, maar dit gaan nie vir my kan sê wat is jou identiteit nie. Wie is jy in Jesus Christus? En as ons nie ons identiteit verstaan nie, dan beteken dit dat ons op verskillende maniere gaan optree, want jou identiteit bepaal aktiwiteit. Hoe jy in jou lewe optree. Dit wat mense van jou sê, dit wat jy van jouself sê, dit wat ons geestelike vyand van jou sê, gaan bepaal hoe jy gaan optree. As jy dink jy is nie goed genoeg nie, dan gaan jy so optree. As jy dink jy verdien niks, dan gaan jy daarvolgens optree. Want dit wat in jou kop aangaan, en dit wat jy glo van jouself, gaan bepaal wie jy is, hoe jy optree, as jy alleen is en hoe jy optree, as jy voor ander mense is. So die vraag wat ons moet vra is, hoe vind ons uit wie ons is? Hoe vind ons uit wat is ons identiteit? So wanneer ek met my kinders praat, dan sê ek vir hulle is spesiaal, hulle is uniek. So as ek met die een praat, dan sê ek, jy is my favorite. As ek met die ander een praat, dan sê ek, jy is my favorite. So dit wat ons vir ons kinders sê, en dit wat ons vir die mense sê rondom ons, en dit wat ons vir onsself sê, bepaal die identiteit wat ons het in ons lewe. So die vraag is, wat se stem glo jy? Want as ons teruggaan na die begin toe, in Genesis, dan lees ons in Genesis 3 vers 5, dan staan daar, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan. Wie praat hierso? Die duiwel, né? Hy sê, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van hierdie boom eet. En dat julle soos God sal wees. Want ons as mense, dink, dit wat ons nie het nie, is dit wat ons nodig het. Dit wat ons sien ander mense het, dit is wat ons moet kry, sodat ons gelukkig kan wees. Sodat ons, soos Paulus sê, content kan wees. Tevrede met wat ons het. So as ons iets kan kry wat ons nie het nie, dit is wat my gaan gelukkig maak. En die duiwel weet dit. En hy kom na Adam en Eva toe en hy sê vir hulle, het God regtig gesê, dat julle van geen van die bome kan eet nie? Dis wat hy gesê het, né? Dat jy van geen van die bome kan eet. Nou sê hulle, nee. Want dit is wat hy doen. Hy gebruik iets wat God gesê het en dan draai hy dit so bietjie. Dan sê hulle, nee, God het nie gesê ons mag van geen van die bome eet nie. Hy het net gesê ons mag nie van een van die bome eet nie, want as ons van daarvan eet, dan sal ons sterf. En dan sê hy, nee, dis nie wat gaan gebeur nie. Jy gaan soos God wees. Jy gaan alles kan weet van wie God is. Dit is wat jy gaan wees. En op grond van daai leen
doen hulle iets wat God hulle verbied het. En die hartseer is dat hulle verloor 'n deel van hulle identiteit. Want God het reeds deel van homself in die mens gesit. Want aan die begin het hy gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld. So met ander woorde, toe God die mens gemaak het, toe hy alles gemaak het, na elke dag, dan sê hy, dit is goed, dit is goed, dit is goed, dit is goed. En toe hy die mens gemaak het, toe sê hy, dit is baie goed. Want hy het iets van homself binne in die mens ingeplant, om hulle identiteit te bepaal, dat hulle iets van God in hulle gehad het. Hulle is nie soos God nie, maar hulle het iets van God binne in hulle self. En die ergste van alles is, die oomblik toe hulle dink dat hulle iets anders nodig, buiten wat God reeds vir hulle gegee het, het hulle 'n deel van hulle identiteit verloor. Dit is hoekom as jy Romeine 5 gaan lees, dan praat Paulus oor ons menswees en hy vergelyk ons lewe met Adam en met Christus. Dat in Adam, deur dit wat gebeur het, is ons sondaars. Dit het iets geword van ons identiteit. Dat ons is sondaars. Ons het deur dit wat Adam gedoen het ons gesterf. Want God het gesê, as jy ongehoorsaam is, gaan jy sterf. Jy gaan nie nou doodgaan nie, maar iets in jou sterf. En eventually gaan jy sterf. Niemand van ons verlaat hierdie planeet lewendig. Dit is wat gaan gebeur. Dis deel van die sonde. Dis deel van goed wat gebeur in die wêreld rondom ons. Dat hulle 'n stuk van hulle identiteit verloor, omdat hulle na 'n leuen geluister het, wat iemand anders buite God vir hulle gesê het. En hoeveel van ons glo die leuen van die vyand? Dat ons is nie goed genoeg nie, ons verdien nie wat ons graag wil hê nie, ons verdien nie die goeie dinge in die lewe nie, God kan ons nie vergewe nie, hy kan ons nie gebruik nie. Want ons oortuig onsself van al hierdie goeders. En iemand het eendag gesê, no person can consistently behave in a way that is inconsistent in the way that he perceives himself. So dit hoe jy jouself sien, gaan bepaal hoe jy gaan optree, wat gaan bepaal wat is jou identiteit. Dat jy glo dat jy niks werd is nie en jy kan niks positief vir jouself sê nie. En hoe jy begin voel dat jy is minderwaardig, jy is nie God se liefde en sy genade werd nie, ons verdien dit nie, hy gee dit vir ons verniet. Maar ons kan dit nie aanvaar nie, want ek is maar net 'n sondige mens en ek sal altyd aanhou om verkeerd te doen en jy weet mense dink wanneer hulle dit sê, hulle is nederig om te sê maar jy weet ek is nie regtig so goed nie en ek verdien nie God se liefde nie en al daai tipe van goed is jy's nie nederig nie. Wat jy eintlik sê is dat dit wat Christus gedoen het is nie goed genoeg nie. As jy so optree, dan sê jy dat jy het nog nodig om iets anders te doen buiten dit wat Christus reeds vir ons gedoen het. En dis 'n leuen. Want dit wat Christus gedoen het, is genoeg. Jy hoef niks ekstra by te sit nie, jy hoef niks by te voeg nie. Dit is eenvoudig genoeg. Maar die vyand kom probeer ons oortuig van dat ons verdien niks nie, ons is nie goed genoeg nie, God sal ons nooit kan lief hê nie, hy sal my nooit kan vergewe nie, want ek hou net aan om die hele tyd die verkeerde goeders te doen. Jou sonde bepaal nie jou identiteit nie. Christus bepaal jou identiteit. Dit wat jy verkeerd doen, ons is mense. Maar ons probeer compensate, né? Ons probeer ons identiteit regverdig met dit wat ons doen. So wat doen ons? Die eerste ding is, jy kyk na jou voorkoms. Look, I'm sinner, né? Okay? Ons kyk na ons voorkoms. Dames, julle het 'n gawe.
julle kan transformeer voordat julle hiernatoe kom. Manne, ons is wat ons is, né? Okay, ons kan miskien ons hare anders kam, maar dis dit. Maar die ding is, ons wil hê dat hoe mense ons sien, die beeld wat ons na buitentoe uitstraal, bepaal ons identiteit. En prys die Here vir filters. Né? As jy 'n foto neem, as jy op daai dating sites gaan, en jy kyk so en jy sien die werklikheid en jy no way, né? Kan nie wees nie. Okay? Daar's filters. Dit laat jou beter lyk sodat ander mense 'n beter idee kan kry van wie jy is, hoe jy lyk, hoe jy aantrek. Ons dink dat ons voorkoms en dit wat ons daar buite sit bepaal ons identiteit. Natuurlik kyk ons na onsself, want ons liggame is die tempel van God. Ons verwoes dit nie. Maar dit bepaal nie ons identiteit nie. Of ons dink dat die dinge wat ons doen gaan vir mense oortuig van wie ons is. Die goed wat ons doen, die werk wat ons het. Wat jy in jou lewe bereik. As ons iemand ontmoet wat bietjie minder as ons bereik het in die lewe, dan voel ons beter oor onsself. As ons iemand ontmoet wat suksesvol is in hulle lewe, dan voel ons baie sleg oor onsself. So ons vergelyk ons lewens met dit wat ons bereik. Dit wat ons bymekaar maak, waar ons bly, wat se kar ons ry, wat se gemeenskap ons in is, wat se vriendekring ons het, hoe groot ons bankbalans is, want ons dink dat al daai goed bepaal jou identiteit. Dit doen nie. Dit is net iets wat jy bereik het, dit is 'n gawe wat God vir jou gegee het om iets te kan doen met jou lewe, om 'n sukses te kan maak, maar dit bepaal nie wie jy is nie. Want as jy môre alles verloor, wat bly oor? As jy soos Job môre alles verloor, beteken dit dat jou identiteit ook nou daarmee heen is. Want ons sit ons lewe, wie ons wil wees, wat die mense kan sien daar buitekant. Terwyl identiteit niks te doen het met die goed aan die buitekant nie, maar alles te doen het met wat binne in jou lewe gebeur, wat in jou hart aangaan. Ons identiteit lê nie in wat die wêreld sê of die vyand sê of wat mense sê nie. Ons identiteit lê in wat God sê van ons. Dis waar ons identiteit lê. Romeine 8:29. Die wat hy lank tevore verkies het, lank terug, het God jou gekies om sy kind te wees. Lank terug, nog voor die grondlegging van die wêreld, het God jou gekies om syne te wees. Hy het ook bestem om gelykvormig te wees, om gelyk te wees aan die beeld van sy seun, aan Jesus Christus, sodat sy seun baie broers en susters kan hê, van wie hy die eerste is. Party sê die eersgeborene. Nou die kernwoord vir eerste is proto. Dis 'n prototipe. Dat ons is soos Jesus Christus. Hy is die prototype. Die Griekse woord sê, dit is wie ons is, dat Jesus Christus is nie maar net die eerste nie, maar hy is die een na wie toe ons lewens beweeg, wanneer ons geheilig word. Want ons word gered en ons word geheilig. Dat hy is die prototipe. Dit is soos as jy kyk na 'n lyn waar hulle karre bou, daar's 'n prototipe wat in die rekenaar ingaan. So alles wat daarna kom, moet presies dieselfde lyk. Dat ons identiteit word bepaal deur wat God sê. Wie ons is lankal bepaal. Dit is ons identiteit. Wie van julle het Lion King gekyk?
Okay, maar lank terug, né? Die original, nie die afgewaterde goed van die laaste tyd, nie die original Lion King. Want toe kom hy op 'n stadium, want hy luister na sy oom, en sy oom se naam was Scar vir 'n rede. Okay? Hy het nie net 'n letsel gedra nie, maar hy is ook 'n letsel. En hy sê vir Simba, jy is baie beter as die, en hy besluit, hy gaan nie meer na sy pa luister nie, en ewe skielik is daar 3 hyenas, een se oog staan so, né? En hy onthou die woorde van sy pa. Remember who you are. En baie keer beland ons in daardie selfde situasie waar die hyenas in die lewe ons wil verskeer en ons wil wegtrek. En dan kom sê God vir ons, moenie meegesleer word deur die goed van die wêreld nie. Remember who you are. Onthou wie jy is. Dat jy 'n kind van God is. Dat hy jou dier gekoop het. Dat jou identiteit nie bepaal word deur die dinge van die wêreld nie, maar deur dit wat God van jou sê. En dan is daar 'n baie interessante gedeelte in Matteus 16 vers 15 tot 18, dan praat Jesus met Simon Petrus, dan sê hy, maar wie sê julle is ek? En dan party sê Elia, en party sê dit, en party sê 'n profeet. En dan sê Petrus, Simon op daai stadium, dan sê hy, U is die seun van God. Jy is die seun van God. En dan sê Jesus vir hom, dit wat aan jou geopenbaar is, kom van God af, en op dit sal ek my kerk bou, op hierdie rots. En dan verander Christus Simon se naam. Want hy was Simon Bar-Jona. Bar-Jona beteken seun van Jona. En Simon beteken platneus. Né? So wie van julle het al ooit 'n bynaam gehad wat jy net nie van ontslaak kan raak nie? Maak nie saak wat jy doen nie. Dit is 'n baie mooi naam nie. En dan verander Christus sy naam, want hy verander hom na Petrus toe. Petrus wat beteken rots. En dan sê hy, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Dis nie op Petrus nie, maar op die openbaring wat God vir hom gee, dat Jesus die seun van God is. En Christus verander Petrus se identiteit om te sê, jy is nie meer wat hulle jou genoem het toe jy gebore is nie, jy is nou wat God sê jy is. En jou sal ek gebruik om my koninkryk te kan bou. En baie keer noem ons onsself miskien 'n platneus of iets anders, want ons dink ons is net nie goed genoeg nie. En wanneer ons na Jesus toe kom en wanneer ons lewens vir hom gee, dan verander hy dit en hy verander ons identiteit. Dit nie bepaal word deur die dinge van die wêreld nie, maar deur wie God sê ons is. Kolossense 3 vers 12 sê die volgende, hy sê, julle is die mense wat God uitgekies het. Julle is die uitverkorenes van God. Hy het julle uitgekies en hy is die een wat julle geheilig het. En hy is die een wat julle lief het. Ons is uitgekies. God het ons lief. Hy verander ons lewe, hy heilig ons. En daarom is dit nodig dat ons ander klere sal aantrek. Dat ons ander dinge in ons lewens sal inbring. Dat ons anders sal optree. Liefdevol, deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En my geduld was beproef, net hier onder in die straat. Nee, toe ek inry, hier staan iemand in die middel van die pad. Nie bietjie vorentoe of bietjie agtertoe nie, in die middel. En ek so pad kerk toe. En net daar so sondig ek, want ek wys te vir hom, want hy moet hy beweeg, né? Okay? Maar dis nie my identiteit nie. Dis my sonde, maar dis nie wie ek is nie. Want dit word bepaal deur wie Christus sê elkeen van ons is. Hy sê vir ons, hy is die een wat ons gekies het. Hy het jou gekies. Hy is die een wat jou geheilig het.
Jy is daai een koppie in die kas waaruit niemand mag drink nie. Net jy mag uit hom uitdrink. Hy het nogal jou naam op, né? Maar dan so nou en dan sien ek die sondaars in my huis. Gebruik my koppie. Dit beteken om geheilig te wees, om eenkant gesit te wees, om afgesonder te wees, want dit is wat God doen. Hy kies ons en dan heilig hy ons. En hy sit ons eenkant en hy sê vir ons dat hy ons liefhet. Dat hy met alles wat in hom is, dat hy ons liefhet. Dat ons anders gemaak is op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het. Matteus hoofstuk 3 vers 16 sê, na Jesus se doop het hy dadelik uit die water gekom, net daar gaan die hemel oop en die gees van God het soos 'n duif op hom afgekom. En dan het daar 'n stem uit die hemel uitgekom en gesê, dit is my geliefde seun. Die seun wat ek liefhet, nie net my seun nie, hy is my geliefde seun en oor hom is ek dankbaar. Party vertaling sê, hy is 'n kind so na my hart. En direk daarna, dan kom die vyand en hy versoek Jesus. En hy kom sê vir hom, as jy vir hierdie klippe kan sê dat hulle brood word, of as jy van hierdie gebou kan afspring, of as jy voor my neerbuig en my aanbid, dan kom hy en hy versoek Jesus Christus. Want hy dink hy's maar net die seun van God. Maar God sê, hy's nie my seun nie. Hy's my geliefde seun. Daar's 'n groot verskil. 'n Seun is iemand wat net in die huis bly. 'n Geliefde seun is iemand wat toegang het na sy pa, en 'n verhouding het met sy pa. Dit is wat 'n geliefde seun beteken. En hy sê vir ons dat ons is geliefd. Jy is geliefd. God het jou lief. Dit is wie jy is, dat hy jou gekies het, dat hy jou geheilig het, dat hy jou lief het, dat jou lewe verander as gevolg van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons identiteit word bepaal deur wat God sê ons is. Want die oomblik wanneer ons tot bekering kom, daar's 3 tipes bekering. Daar is een wat reeds gebeur het, ons is gered. Dan is daar een wat sê ons word nou gered, en dan is daar een wat sê ons sal gered word in die toekoms. Die een wat sê dat ons is reeds gered, beteken dat ons lewens verander het, dat ons identiteit verander het. Dat ons anders optree as die wêreld. Paulus skryf in 2 Korintiërs 2 vers 5 vers 17, dan sê hy, alles, wanneer mense na Christus toe kom, dan word hulle 'n nuwe mens, alles word nuut. Maar hy begin in 1 Korintiërs 1 vers 2, dan sê hy, dan praat hy met die mense in Korinthe, dan sê hy vir hulle, julle is die geliefdes van God, en hy het julle geheilig. En hulle was bad. En in hulle sonde, in hulle toestand, in die goed wat hulle verkeerd doen, in alles hoe hulle lewens lyk, kom Paulus en hy sê, julle is die heiliges van God. You are the saints of God. Want hulle sonde bepaal nie hulle identiteit nie. Wat Christus gedoen het, bepaal hulle identiteit. So, jy is nie 'n armsalige sondaar mens nie. Jy is 'n geheiligde. Jy is 'n saint. Jy is afgesonder vir God. Jy is 'n geheiligde van God wat soms sonde doen. En daarvoor het Christus gesterf en dit is genoeg. En dan sê hy dat ons wanneer ons tot bekering kom, dan moet ons besef dat wanneer ons gedoop word, dan word ons gedoop in die sterwe en die opstanding van Christus. Dis 'n openbare verklaring wat jy maak om te sê dat jy aanvaar Christus in jou lewe. En dat hy jou lewe verander het en dat jy nuut is. Want jy behoort nou aan hom.
So die vraag is, wat sal in jou lewe verander wanneer jy besef dat jy is uitgekies, jy is geheilig en dat God jou liefhet? Wat sal verander? Dat hierdie lewe is nie 'n doellose bestaan nie. Dit is nie maar net 'n wens dat ons eendag in die hemel sal wees nie, maar dit is 'n wete dat ons nou kinders van God is. Ons hoef nie voor te gee nie, ons hoef nie filters te gebruik nie, ons hoef nie goed te koop nie om ons identiteit te gee nie. Ons identiteit lê in die feit dat God ons liefhet, dat hy jou sondes vergewe het, dat hy jou geheilig het, dat hy sy seun vir jou gegee het. Wat sal verander in jou lewe as jy weet jy is uitgekies, jy is geheilig en dat God jou liefhet? Here ons God, ons dankie Here dat ons kan weet vandag dat ons identiteit lê in dit wat bewerk is deur die werk van Jesus Christus, en dat al doen ons soms nog sonde en al doen ons soms nog steeds die verkeerde goed, Here, dat ons weet dat ons identiteit word nie bepaal deur dit wat ons doen of sê of het of by mekaar maak nie. Ons identiteit word bepaal deur die feit dat ons geheilig is, dat ons U kosbare kinders is. Ek bid Here dat U deur die Heilige Gees mense vandag sal oortuig daarvan, dat hulle lewens verander, dat ons niks kan doen om ons lewens beter te maak nie, want dit wat Christus gedoen het, is genoeg. Ek dank U Here vir hierdie gemeente, ek bid vir elkeen van hulle en dat U Gees oor hulle sal wees, dat die Gees van vrede oor hulle sal wees, dat U hulle sal beskerm en dat U hulle sal veilig hou. Ek bid Here vir mense wat deur moeilike omstandighede gaan, deur uitdagings, dat die Heilige Gees van God met hulle sal wees, vir hulle sal vrede gee, vir hulle insig sal gee, as daar iets moet verander, en dat ons altyd kan weet, Here, dat U vir ons lief is, dat ons gekies is, en dat ons geheilig is. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.